Geskenke is moeite, kan jy saamstem. Want jy sien, as jy vir my 'n geskenk koop, dan moet jy gaan dink. Want jy moet vir my ietsie koop wat by my pas. As jy nou vir my 'n naaldwerkmasjien gee. Ek gaan nie sê wat gaan gebeur. Dit gaan nie werk nie. Dan weet ek ken my nie wat ek doen nie naaldwerk nie. Jy verstaan. Maar as jy vir my iets gee wat by my pas, het dit waarde, dan stal ek dit uit en ek gebruik dit. Ek re-gift dit nie, ek gee dit nie weg of sit dit in 'n kassie vir unwanted gifts. Dit maak my opgewonde. Nou wil ek vir sê, ons lees in Matteus 2, hier by vers 11, dat wyse manne van ver afgekom het na die kindjie toe. Die ster het gaan stilstaan bo op die huis waar die kindjie was. Hulle gaan maar in die son en hulle gaan nog staan. Die ster het gaan stilstaan bo hierdie huis waar die kindjie was. Het al gedink wie die wyse manne is? Wyse manne is geleerdes. Hulle het teorieë oor die natuur en oor die mens nagevors. Hulle was ook bekend as sterrekykers. Hulle was heidene. Hulle was ook afgodsdienaars. Maar daai wyse manne kom te voet te kameel by daai kindjie se huis. En toe hulle daar kom, weet jy wat doen hulle? Hulle val neer en hulle aanbid die kindjie. Maar weet jy, hulle het nie met leande daar aangekom. Want God het in sy voorkennis bepaal dat hulle persente moet saamvat, want dit is gepas. Persente is gepas. Weet jy toe hulle daai reissakke oopmaak, weet jy wat hulle laat? Goud. Goud. Weet jy, diamante of 'n skildery, hulle haal goud uit wat God het beskik. Dat hulle goud gee as simboliek van hierdie kindjie koning is. Herodes het besluit hierdie koning wil hulle doodmaak, was alreeds die koning van die reg wil dood. Maar die Here stuur die wyse manne met goud. Goud was so besonder dat alle goud, ontgin en nie ontgin, het aan die koning behoort, want dit was die koning se grond. Soos jy wou goud hê, moes jy dit by die koning koop. Spesiaal wat die Here in sy voorkennis beplan het. Die wyse manne bring dit wat aan die koning behoort. En dit wat met die koning geassosieer word na Jesus. Want dit was nie al nie. In daai reisak, wat het julle is nog in daai sak? Goud en wat nog? Ek hoor, dit was wierook. Weet jy, wierook was besonder. Wierook was baie spesiaal. Die oorspronklike woord vir wierook was wynrook. Gewyde rook. Mooi nie. En weet jy, dit was baie spesifiek volgens 'n resep gemaak van 'n sap van 'n blad. Jy kan 'n bietjie gaan lees daaroor. Maar hulle het hierdie sap gevat, dit gekristalliseer en dan het hulle dit fyn gemaak en hulle het dit sommer op 'n plek of iets warm gemaak na lieflike geur. En in daardie tyd, weet jy, was dit algemeen bekend. As jy die aangename geur van wierook ruik, dan is die mense by daai huis waar jy die wierook ruik, besig om te aanbid. Wierook was godsdienstpraktyk in die lewe. En wat gebeur? Die wyse manne, die heidene bring wierook wat hulle het gekom om die kindjie te aanbid. Ek en u, ons aanbidding vanoggend is 'n wierookoffer aan ons koning. Is dit nie fantasties nie?
Dit was nie net goud en weer ook nie, wat was al nog? Help my. Mirre. Weet jy, daai tyd was mirre meer waardevol as goud. Kan jy dit glo? Dis wat ek gelees het, nie? Mirre was ontsettend waardevol. Die waarde van mirre het gelê in sy medisinale eienskap. Hulle het medisyne gemaak van mirre. En weet jy wat? Alle mense het mirre gebruik, want dit is wat hulle nodig gehad het vir hulle rituele en gebruike rondom 'n geliefde se dood. Uit daai mirre het hulle olie gemaak om die liggaam van die afgesterfde te balsem, om seker te maak dat daar nie onaangename reuke is in die grafkelders nie. En om die lekker van mirre te kan ruik, is daar nie een manier. Mirre moet daai gom, dit wat hulle gebruik van baie spesifieke boom, moet stikkend gemaak word. Dit moet gebrysel word om die geur vry te stel. Lei dit 'n klokkie? Kan jy onthou wat sê Jesaja so mooi vir ons? Lei dit 'n klokkie? Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor en ter wille van ons ongeregtigheid verbrys, sodat die geur van mirre kom aan. So as jy na hierdie geskenke vanmôre kyk, as jy onthou dat die wysers geskenke gebring het, en ek en u gaan ons geskenke bring vanmôre, wil ek vir u sê, die goud het gesimboliseer. Hierdie kindjie is koning. Is hy koning van die hemel? Heerser. Die wierook het gesimboliseer. Hierdie kindjie is God, sê moet aanbid word van die begin af. Is dit nie begryplik? Mirre, hierdie kindjie is gebore om te sterf vir my en om op te staan, sê ek in die volmaaktheid kan geniet. Is dit nie wonderlik? Die boodskap van Kersfees, geskenke met Kersfees en alles waar. Terwyl jy so sê, gaan ek vanavond vra, om net in die atmosfeer van afwagting, van aanbidding, hierdie diens vir ons te open met gebed. Kom ons sluit die oë. Here, aan U kom toe al die lof, al die eer, al die heerlikheid. U en U alleen is waardig. Here, vanmôre toe ek hier instap en ek sien hierdie gesig van geskenke, toe voel ek so oorweldig van die wonderlike geskenke wat U vir ons gee. Ons is vandag hier om U te loof en U te prys, om vir U te sê dankie, dankie, dankie vir die geskenke wat U so mildelik vir ons gee. Here, ek wil vir U sê eerstens, dankie vir die geskenk van lewe en die feit dat ons vandag hier kan wees. U is so goed vir ons. Here, ek wil vir U sê dankie vir die geskenk van U teenwoordigheid. U woord sê waar 2 of 3 in U naam vergader, is U daar in hulle midde. En ons sê dankie dat U hier is. Dankie vir U teenwoordigheid. En my gebed vanmôre is, Here, al weet ons U is hier, dat elke een hier teenwoordig U
teenwoordigheid sal tasbaar aanvoel. En dat ons hier sal uitgaan vandag in die wete dat U met elkeen ontmoet het. Here, ons vier vandag ook 100 jaar van getroudenis. 100 jaar, Here, van U teenwoordigheid, dat U hierdie gemeente gedra het deur dit ding. En ons sê dankie, 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 Here. Ons loof en ons prys U vir U goedheid, vir die siele wat hier gewen is vir U, die siele wat U aangeraak het, die genesings wat hier plaasgevind het. Here, U goedheid oortref die lewe, U liefdesdade is wonderbaar. Maar Here, ek wil veral vanmôre toe instap en ek sien die posisie van die kruis daar en die geskenke om dit wil ek vir U sê. Dankie vir die grootste geskenk van alles. Dankie vir Jesus wat aarde toe gekom het as mens. Maar die grootste geskenk van alles was Jesus wat vir ons gesterf het op die kruis van Golgotha, sodat die wat hom aanneem as saligmaker verlos kan word van hulle sonde en die ewige lewe kan ontvang. En Here, hoe kan ons dankie sê? Vanmôre wil ons maak soos wat daar in die psalms vir ons geleer het, wat U vra, dat ons dankie sê met ons lewe. Here, mag ons lewe dankbaarheid spreek. Mag ons lewe so wees dat U dit aanneemlik vind, Here, dat ons leef soos wat U wil hê ons moet leef. Here, ek bid dat U die verrigtinge vandag sal seën, dat alles wat vandag hier gebeur tot eer en verheerliking van U naam sal geskied. En aan U kom toe al die lof en die eer in Jesus kosbare naam met danksegging. Amen. Ek gaan dan in hierdie geleentheid ons jongspan vra en ons tema van hierdie Kersdiens aan te kondig soos wat dit op hulle harte is. Baie dankie jongspan. Is U gereed om te aanbid? Kom ons luister, ons doen iets.
Lukas 1 vers 26 tot 28. En in die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na 'n stad Galilea met die naam van Nasaret, na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam van Josef, uit die huis van Dawid, en die naam van die maagd was Maria. En die engel het by haar binnegekom en gesê: Wees gegroet, begenadigde. Die Here is met jou. Geseënd is jy onder die vroue. Wees gegroet, begenadigde. Die Here is met jou. Geseënd is jy onder die vroue. Nie net Maria is 'n begenadigde nie, maar ek en u kan mekaar ook groet om te sê: wees gegroet, begenadigdes. Dit word bevestig in Titus 2, waar geskryf is van die reddende genade van God en aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en die wêreldse begeertes te verloor. Dit leer ons om ingetoe, regverdig en vroom in hierdie wêreld te lewe. Terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag, van die groote God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het, om ons te verlos van ons ongeregtighede en vir homself 'n volk as eiendom te reinig, ywerig in elke goeie werk. Genadig is. Praise, praise, God's praise, praise, and the pardon and cleansing will be. Praise, praise, God's praise, praise, and His greater than all our sin. Praise, praise, God's praise, praise, and the pardon and cleansing will be. Praise, praise, God's praise, praise, that is greater than all our sin. Praising praise, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but Amen. Maria, jy is genadigde. Ek en u is begenadig. Die engel het gesê, Maria, ek is by jou. Maar die woord sê, die Here, hy self is ook by ons. Matteus 28:20 sê, ek is met
tyd sal ek vlug van die aangesig. Klim ek op na die berge? Maak ek die dode ryk my bed? Neem ek die vleuels van die dae? Gaan ek by die einde van die see woon? Ook daar sal u hand my lei en u regterhand my voorstel. Maar God met ons. Oh
29 tot 30. En toe Maria die engel sien, was sy baie ontstel oor sy woord. En sy het daaroor nagedink wat hierdie groet tog kon beteken. En die engel sê vir haar: Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy gaan swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. Moenie vrees. Die woorde was nie eksklusief vir Maria. Die Here sê ook vir u broer en suster. Moenie vrees. Moenie bang wees. Jesaja 41 vers 10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is God. Hoor dit? Amen. Die Here sê, ek versterk jou. Ek help jou. Ek ondersteun jou met my reddende regterhand. Moenie bang wees nie. Moenie vrees nie. Be bold, be strong, for the Lord my God is with me. Be bold, be strong, for the Lord my God is with me. Oh, I am not afraid, and I am not dismayed. I'm walking in faith and victory. I'm walking in faith and victory. For the Lord my God is with me. Be bold, be strong, for the Lord my God is with me. Be bold, be strong, for the Lord my God is with me. For I am not afraid, and I am not dismayed. I'm walking in faith and victory. I'm walking in faith and victory. For the Lord my God is with En jy moet hom Jesus noem. Jy moet hom Jesus noem. Hy is die liefde van my siel. Sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Hy is die liefde van my siel.
Lukas 1 vers 32 tot 33. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die engel en die Here God het aan hom die troon van sy vader Dawid gegee. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid. En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Want die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid. En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees. Amen. Kom ons staan. Groot is die Here, groot is die Here. Hy het al my sonde vergewe. Groot is die Here, groot is die Here. Hy het al my sonde vergewe. Alles het weggehoor, die ouwe is verby. Jesus het
Lukas 1 vers 34 tot 35. Toe sê Maria vir die engel: Hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het nie? En die engel antwoord en sê vir haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal ook die Heilige wat gebore word Seun van God genoem word. Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word Seun van God genoem word. Begeer nie of nie dat die Heilige Gees oor u sal kom. Begeer nie of vanmôre dat die krag van die Allerhoogste u oorskadu. Die oomblik toe die Heilige Gees oor my kom, die krag van God oorskadu, toe gebeur daar iets lichaam. 'n Goddelike werk, sy word goddelik bevrug in daardie oomblik. Wie van u het 'n werk nodig? Wie van u die krag van God nodig? Ek sien die hande. Eerste die Here sien dit raak. Begeer die smag hier. Dis die gebed wat die Here wil antwoord. Want hy sê in Jakobus, kom 'n bietjie nader na my toe. Dan kom ek nader na jou toe. Dan kom oorskadu die krag van God jou en dan gebeur daar iets in jou lewe wat jou lewe onherroepelik sal verander. Onthou nie wat het gebeur in Handelinge. Onthou nie, die belofte was, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal staan bly. Julle sal tot die einde toe my getuie wees. Dit is die woord van die Here en sy krag verhoor. Die Kersverhaal is van die begin af en sal tot die einde toe die kern van ons wees. As jy die woorde van die gebed ken, gaan ek die vraag nie bid. En ons gaan antwoord op dit wat met Maria gebeur het. Ons gaan sê, Here, in die naam van Jesus, kom Heilige Gees nie Vader, oor ons in die Holy Spirit,
tot 37. En kyk, Elisabeth, jou bloedverwant het self ook 'n seun ontvang in haar ouderdom. En hierdie maand is die 6de vir haar wat onvrugbaar genoem is. Want geen ding sal by God onmoontlik wees. Want geen ding sal by God onmoontlik wees. Hoekom sal geen ding onmoontlik by God wees nie? Want Efesiërs 3 sê, en aan hom wat krag het om te doen. Niks is by God onmoontlik nie, broer en suster, wat hy mag om te doen. Ver bo alles wat ek en u bid of selfs dink. Volgens die krag in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente. Jesus kan alles. Jesus kan alles doen, alles doen, alles doen. Jesus kan alles doen, alles doen. Ek sing almaar, heel weer aan, heel ver in die einde. Jesus kan alles doen, alles doen. Jesus kan alles doen, alles doen, alles doen. Jesus kan alles doen, alles doen. Hy is die Alpha, die Omega, die begin en die einde. Jesus kan alles doen, alles doen. God made rivers, beautifully across the road. God made mountains, you brought tunnel through. God specializes in things so impossible. He can do just what God's rivers, beautifully across the road. God made the mountains, you travel through. God specializes in things so impossible. He can do just what none other Lukas 1 vers 38. En Maria sê: Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan
volgens u woord. En die engel het van haar weggegaan. Laat dit in my wees, volgens u woord. Here, u my wil nie, maar u wil geskied. Doen is die dae vervul dat sy moes baar. En sy het haar eerstgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was. En daar was herders in dieselfde landstreek wat in Oopveld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou. En met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle: Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker, Christus,
die Here is. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doppe toe gedraai is. In die krib. En skielik was daar saam met die engele 'n menigte van hemelsgeleerskare wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde in die mense welbehaag. En toe die engele van hulle weggegaan na die hemel, sê die herders van mekaar: Laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het. En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind in die tuintjie wat in die krib lê. En toe hulle dit gesien het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van die tuintjie vertel is. En almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat deur die herders aan hulle vertel is. Maar Maria het hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink. En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is. God, ek het u antwoord op hierdie Kersverhaal en hoe sing en die geïnspireerde Kersliedere wat nuwe teruggeskryf is uit volle bors tot eer van sy naam. Kom God
belewenis gehad. Ek en u kan daarin deel. Ek is op die hoë velde, en die nag die ene voor, en die blye evangelie, by die hemel aangehoor. Kom door die Heer, door die
ervaar hoe lief U ons het. Die liefde kan nie met woorde beskryf word nie. Dit is te groot en te wonderlik. Ons kan dit ook nie met ons verstand uitredeneer nie. En dit is ver bo ons menslike begrip. Laat ons tog net iets daarvan snap. Oorspoel ons lewens met U teenwoordigheid, sodat daar nie 'n stukkie van ons lewens is wat nie deur U teenwoordigheid geraak is nie. U is magtig en sterk. Werk asseblief met daardie krag van U in ons. U kan dinge doen waarvoor ons nie eers kan droom nie. U verdien daarom al die eer wat ons aan U kan gee. Vir alles ons dink aan wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Laat almal U so eer, nou, môre en tot in ewigheid. Kom ons neem ons sitplek en sagtens in hierdie kosbare en wonderlike atmosfeer. Ek vertrou die gewaarde Heilige Gees hier in ons midde. Ek vertrou elkeen van u het gevoel die Here is besig om te beweeg en raak ons aan. En ek vertrou dat elkeen van u wat hier is of weer gemeentelid is en ons nie net kom besoek het, gaan hier uit en kan verklaar, ek het die hand van die Here gevoel en gewaar op my in hierdie oggend. Ek wil vir u vra, ons het so mooi woord en boodskap deur sang en musiek gekry vanmôre, dat as u iemand is wat voel u is nog nie seker oor die grootste geskenk nie, moet hier uitgaan sonder dat u seker gemaak het nie. As u voel dat u moet net met iemand gesels oor die grootste geskenk, die wonderlike klomp geskenke hier herinner ons aan geskenke, maar daar is een groot geskenk en dit is waar oor hierdie hele dag gegaan het. En dit is baie noodsaaklik dat ons elkeen seker sal maak dat ons het al hierdie grootste geskenk ontvang. En as u nie seker is nie, ek gaan daar by die deur wees wanneer ons afsluit, kom gesels met my, kom gesels met een van die ander pastore hier. Maar dit is vir ons baie belangrik dat u hier sal uitgaan en kan verklaar, dit was die moeite werd om hier te wees vanmôre en u het 'n aanraking van die Here ontvang in hierdie dag. En mag u die seën van die Here verder ervaar, is ons gebed in die Here se kosbare naam. Ons wil nie hê u moet net vanmôre in diens kom bywoon. Ons wil hê u moet sekerheid hê oor die grootste geskenk wat vir ons gegee is. By die geleentheid is dit dan ook so dat mense waar ek die waardering wil uitspreek. Ek het baie waardering om uit te spreek in hierdie oggend en ek weet nie eintlik waar om te begin nie. Maar kom, ek gaan begin met die belangrikste en vir die Here baie dankie sê vir hierdie oggend. Ek raak bekoor as ek aan die geskenke, na die geskenke kyk en ek dink aan die grootste geskenk. En ek dink aan die groot genade wat ons uit sy hand uit ontvang. Net die feit dat elkeen van ek en u vanmôre hier is genade uit die hand van die Here. En ek wil vir die Here baie dankie sê vanmôre vir hierdie dag, vir hierdie kerk, vir hierdie gebou, vir die mense wat deel gehad het om hierdie hele produksie saam te stel en dit te kom. Ek wil nie sê aanbied nie, want dit is my absolute seën om vanmôre hier te wees. En daarvoor wil ek net my hand opsteek en my lof en dank aan die Here bring vir hierdie dag. Maar daar is ook mense wat hard gewerk het om hierdie dag moontlik te maak. Ek wil ook vir die Here baie dankie sê vir hulle. En ek gaan nie name
in die besonder doen nie, maar in die afgelope 2 weke, ek wil amper sê wat die tyd van die dag of nag hier by die kerk kom draai, dan is hier dames besig om geskenke toe te draai, bokse toe te draai, en al hierdie voor te berei en reg te kry, en tot op 'n stadium as ek gesien die tuinwerker is ook ingespan om te help. En ek wil vir almal, elkeen wat iewers betrokke was by die voorbereidings van hierdie dag, uit my hart uit vanmôre baie dankie sê. Ek het net hierdie klein woordjie dankie, maar dit kom werklik uit my hart uit vanmôre, om dankie te sê vir elkeen wat hard gewerk het. Ons gaan ons hier vandag weer van saal toe, en die saal ook sien, daar's dames wat baie hard gewerk het, om vir ons heerlike verversing voor te berei, en ek wil my dankbaarheid teenoor hulle ook uitspreek, aan ons jong span, waar is hulle daar, sien ek van hulle sit. Ek wil vir hulle baie dankie sê. Hulle moes tyd inruim tussen hulle eksamens deur om in te kom, en daarom so 'n bietjie te oefen en gereed te wees. Baie dankie aan elkeen van ons jong span, die ouers wat hulle aangery het, en oupa Willem het maar baie rywerk gedoen, baie dankie, dat hulle deel kon wees van ons program, aan ons musiekspan. Ek weet nie woorde nie, maar ek bid vir julle. Baie dankie, ek my nog help om te traan het. Ek bid vir julle, ek het vanoggend baie vroeg vir julle gebid, en ek bid baie vir julle. Baie dankie vir al die insetting, vir al die tyd wat ingesit is, al die harde werk wat gedoen is. Hier was geoefen, ek wil amper sê verdaling, en ek wil net vanmôre ook baie dankie sê aan elkeen van die musiekspan, die gesindheid waarmee julle deel gehad het, en dit aangebied het vanmôre, sodat ons werklik 'n seën uit die hand van die Here ontvang. Nou hoop ek nie, ek het iemand uitgelaat nie. As ek iemand uitgelaat het, dan het ek nooit nie geweet van jou nie. Dit is agter die skerms gedoen, of ek het net vergeet, maar aan elkeen baie dankie. En ek kan nie klaarmaak sonder om vir Annelie op 'n spesiale wyse baie dankie te sê. Annelie, ja, die musiekspan het sommer net gevoel, hulle wil 'n oorhandiging doen aan Annelie, en ek gaan help met die oorhandiging, en dan gaan ek nog 'n woord of 2 verder sê, en dan gaan ek ontvang. Annelie het die grotendeels hierdie hele produksie saamgestel, dit uitgetik, woord vir woord, ingekleer, vir elkeen met 'n verskillende kleur, om dit makliker te maak, en ek weet net, vanmôre daar was nagte se werk ingesit, en in 'n klein woordjie, dankie Annelie, van die hele musiekspan af, van die hele gehoor af vanmôre, kom sê ons net, baie dankie. Wat u saamgebring het, kom ons bring hulde ook op hierdie manier aan die Here. Ek gaan die diakens vra om sommer uit te kom, wanneer ons sin verby te kom, op te neem, ons sluit af. En die lied wat u so goed ken, wat sê, kom nou en aanbid hom. Ons aanbid hom met ons gawes, ons aanbid hom met ons hele lewe. Kom ons staan en sing dit uit volle bors. Dankie broers, julle is welkom. Kom nou en aanbid hom. Kom nou en aanbid hom. Kom nou en aanbid hom.
seën van die Here, soos opgeskryf in Numeri 6, vers 24. Die Here sal jou sien en behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn. En hy sal jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef. En hy sal aan jou vrede gee. Mag die liefde van God, die genade van Jesus en die gemeenskap van die Heilige Gees met gaan en met u tot Jesus. Amen. En voordat jy gaan, ek moet net ongelukkig 2 afkondigings vinnig doen. Die eerste een is vir die Gesina gemeente, die wat volgende week ons jaar afsluiting wil bywoon, volgende Sondag, die 7de Desember, net na die diens, in die vorm van die bring en braai, die het nog tans tot Dinsdag toe, om die naam op die lijst te sit. Dinsdag gaan ons die getalle vastmaak, vir al die voorbereiders, so as jy nou nog nie op die lijst is, nie sit dit asseblief op, en dan moet ek gauw met die bepaling maak, ons is weer uitgenooi na die van die Evangelie Kerk Queenswood se Kerssangdiens volgende Sondag aan. As daar van die is wat wil gaan, ek moet vir hulle getalle neergee, moet nie net vir my hand opsteek, dat ek net vinnig sien, 6, 7, 8. Goed, baie dankie, en help my baie, ek weet nie, hulle nog niet gaan sing nie.